Goeiemôre geloofsfamilie. Ek was baie geskok met die skielike afsterwe van Leon. En net na sy afsterwe het my buurman wat jare langs my gewoon het ook skielik afgesterf. En ek het ook nou net verneem van 'n persoon wat saam met my gewerk het, ook afgesterf, skielik vanoggend. En toe besef ek net weer eens dat ons nie verseker is dat ons 5 minute van nou af nog sal leef nie, en wat se planne ons Hemelse Vader met ons het nie. Die vraag is of ons sake reg met ons Hemelse Vader is. Sou hy besluit om ons nou te kom haal? Ek wil graag vandag kyk na versoening en vrede maak met mekaar. Watter beter voorbeeld van vergifnis is die voorbeeld wat gebeur het tussen Esau en Jakob in die Ou Testament, nadat Jakob bedrog gepleeg het en Esau se seun van sy vader Isak gesteel het en gevlug het voor Esau se woede. Met Jakob se terugkeer na die land van sy ouers was hy bang vir Esau se woede. In Genesis 33 vers 4 staan, Esau het hom tegemoet gehardloop en hom omhels. Hy het hom om die nek geval, hom gesoen, hulle het gehuil. In Jesaja 1 vers 18 staan, kom tog, laat ons die saak uitpraat, sê die Here. Al is julle sondes rooi soos karmosyn, dit sal wit word soos sneeu. Al is dit rooi soos skarlaken, soos wol sal dit word. Miskien is daar van ons wat vandag met 'n wrok in jou hart loop teenoor iemand anders en sukkel om daardie persoon te vergewe. Wrokkerigheid vreet aan ons bene en maak ons van binne af siek. As ons heeldag aan die oortredings dink, dryf dit goeie vriende en familielede weg en breek dit mooi verhoudings af. Om 'n wrok in jou hart te koester is onaangenaam in God se oë en dit ontkoppel ons van hom. Maar ons het 'n middelaar wat ons kan help om werklik te kan versoen, Jesus Christus. Jesus tree ook as 'n middelaar op tussen ons en God. Hy het aan die kruis gesterf vir ons sondes en sodoende ons met God versoen. In Matteus 5 vers 12 leer Jesus sy disippels bid oor vergifnis. Daar staan, en vergeef ons skulde, soos ook ons hulle vergeef wat teen ons skuldig staan. En in vers 14, want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle Hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. In Johannes 8 vers 7 sê Jesus aan die Fariseërs, nadat hulle hom aanhou vra het oor die oorspellige vrou, laat die een wat sonder sonde is 'n eerste klip nagooi. In Matteus 5 vers 23 en 24 sê Jesus, en wanneer jy jou offergawe na die altaar bring, en daar onthou dat jou broer iets teenoor jou het, laat jou offergawe net daar by die altaar, en gaan versoen jou eers met jou broer, en gaan gee dan jou offergawe. In Lukas 17 vers 3 sê Jesus aan sy disippels, wees dus op julle hoede. As jou broer sondig, wys hom tereg, en as hy berou het, vergewe hom. En as hy 7 maal op een dag teen jou sondig, en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek het berou, moet jy hom vergewe. In 1 Petrus 4 vers 8 staan, bo alles moet julle mekaar innig lief hê, omdat die liefde en menigte sondes bedek. In Kolossense 3 vers 13 skryf Paulus aan die gemeente van Kolossense, verdra mekaar, en as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Jesus roep ons tot vryheid, nie om 'n slaaf van ons gevoelens te wees nie. God wil hê, ons moet die stap waag. Al was dit nie ons wat die oortredings begaan het nie. Hy wil hê ons moet ons vergifnis kan vra en liefde bied aan die een wat ons teleurgestel het. Ons moet verstaan dat versoening met 'n persoon wat jou te nagekom het, nie so seer vir hulle voordelig is nie, maar hoofsaaklik voordelig vir jou. Wanneer ons nederig aanvaar
dat ons nie met die bande kan saamleef nie, begin ons om vasgevalde stadiums in ons lewe te oorkom, waarin ons lewe en geloof nie kon vloei nie, as gevolg van sekere ongemaklikhede in ons lewe. As ons Jesus as ons middelaar gebruik om 'n geskil op te los en om met mekaar te versoen, sal ons onbeskryflike vreugde ervaar en vol vrede voel. Daar sal geen aanklagte of lasterlike gedagtes wees nie, want al jou laste sal verlig word. Voordat dit te laat is, versoen met diegene wat jy teleurgestel het, of diegene wat jou teleurgestel het. Jy sal agterkom hoe die bitterheid jou lewe verlaat. Niemand van ons weet wanneer ons hierdie wêreld gaan verlaat nie, en daar is niks beter as om in God se teenwoordigheid te kom met 'n rein hart nie. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie dat U as 'n bemiddelaar optree om versoening te bring. Help ons om met die persone waarteen ons 'n wrok koester te kan versoen, om sodoende vrede in ons harte te kan bring. Dankie dat ons weet dat U altyd net die beste vir U kinders wil hê. Ek bid alles in die kosbare naam. Amen.